Ons gesels môre met 'n Suid-Afrikaanse paalspringer wat onlangs nie net die Suid-Afrikaanse rekord nie, maar ook die Afrika rekord geklop het en 'n nuwe rekord behaal het. Ansumay de Beer kuier by ons, maar voor ons met haar gesels, gaan ons eers gou 'n bietjie 'n videoetjie kyk van die groot geleentheid. Go, 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 go! Yes! Yes! African record! Record d'Afrique! New African record! Dit is te pragtig. Nou, sit mense en dink, genade, wat gaan deur jou kop? Goeiemôre Ansumay. Goeiemôre. Welkom op die groot, dis heerlik om jou te hê. Wat 'n voorreg om 'n rekordhouer by ons te hê. Dit is heerlik om jou te gesels. As jy so opkyk, nee, as jy nou terugdink, daai oomblik toe jy oor is en jy kyk op en die lat is nog daar. Wat het deur jou kop gegaan? Wel, ek het dit glad nie verwag nie, soos mens kan sien op die video. Ek het opgekyk en ek het eintlik gekyk of die lat nog daar is, want ek was soos wat? So dit was, ek sit heeltemal in skok en so happy daaroor. So nee, dit is net 'n baie lekker gevoel, 'n trotse oomblik. Dis opwindend. Ansumay, ek moet vir jou sê nou toe ons die video kyk en ek sien jou so op die skerm, dis soos ek kan letterlik beleef daar kom daai hartklop weer toe ek jou gesig sien van hier gaan ek nou oor hierdie paal. Jy is 18 jaar oud, jy is so jonk en jy het al so baie bereik in jou loopbaan. Het jy gedink hierdie stokperdjie gaan eendag 'n professionele loopbaan word? Ek dink vir my sport is nooit regtig vir my stokperdjies nie. Ek vat dit redelik ernstig op nog altyd. Maar ek dink soos my laaste jaar soos van skoolmatriek, toe besef ek, ek kan eintlik 'n loopbaan uit hierdie maak wat nog altyd my droom is. So Ja. dink in matriek het ek dit begin meer ernstig vat en meer fokus om dit 'n toekoms te maak. Daar is soms sporte wat mense besluit, kyk ek byvoorbeeld, spesifiek as mense na paalspring kyk, daar is baie mense wat sê nou gimnastiek doen en dan aan die einde van 'n gimnastiek tydperk in 'n lewe oorgaan na ander sporte soos paalspring toe. Daar's soveel balanselemente en dinge wat dieselfde is op 'n manier dat dit 'n maklike oorgang is. Maar waar het jou pad met paalspring begin? Ek het ook gimnastiek gedoen. En ek het nog altyd atletiek gedoen, maar ek is altyd meer 'n hekkie hardloper en 'n sprinter. En ek onthou net, ek het altyd by atletiekbyeenkomste gesien hoe hierdie ouer kinders paalspring doen, en dan dink ek net, yes, dit lyk so lekker. So dis nog altyd soos ek chase daai adrenalien gevoel van paalspring en dit net altyd vir my gelyk soos die is die sport wat dit vir my kan gee. Jy sê dis lekker. Is dit daai oomblik as die paal so buig en hy skiet jou in die lug in? Is dit die vliegelement daaraan? Daai grasieuse bewegings? Definitief. Dis soos jy moet die paal baie op 'n regte manier buig om so te skiet, maar as jy dit reg kry, is dit net 'n ongelooflike gevoel van of jy vlieg en val op dieselfde tyd. So dit is baie lekker. Wow. Hoor jy moet seker nie hoogtevrees hê as jy hierdie sport doen nie, Nee, jy kan nie. Want ek wonder altyd Ansumay, hoe gaan dit wees as mens agteroorval? Ek bedoel, jy gaan hierdie paal en ek dink altyd, kan hierdie paal nie breek nie? Gaan vorentoe. Jy weet, gaan net vorentoe, moet net nie agteroorval nie. Hoorie, maar jy's nou in 'n gesin wat baie sportief is. Ek weet ons het ook gesien jou pa en oupa was ook by paalspring betrokke. Jou kleiner sussie is betrokke, jou ma is 'n kragtige atleet, genade. En mense sien altyd die mooi van dit, jy weet, die medaljes en al die trofees en alles wat mense verower, maar dis baie harde werk agter die skerm. So, hoe lyk jou tipiese week as jy nou voorberei vir so 'n groot kompetisie? Vir sulke groot kompetisies sal ek definitief nog steeds al my sprintwerk doen en in die gym besig wees. Maar voor 'n groot kompetisie is ek altyd meer gefokus om my spronge reg te kry en voor te berei. So ek sal eerder dan meer spring en meer fokus om soos consistent te wees op die pale waarmee ek by die kompetisie spring, sodat ek net 100% gerus kan wees. Die vorige Suid-Afrikaanse rekord, paalspringrekord, vroue paalspringrekord het baie lank gestaan, nee? Ek dink amper 2 dekades, dalk meer as 26 jaar. Ja, 26 jaar lank het die rekord gestaan. Toe jy nou besef
jy kan dalk die rekord breek. Jou springe raak van so vorder nou, van so aard jou tegniek, dat jy daai rekord dalk kan tref. Die oomblik wat jy besef het, ek gaan nou daarvoor gaan. Wat was dit? Was dit jy en jou afrigter wat saamgesit het, besluit het, dis die ding, hoe het daai oomblik gebeur? Ek dink ek is nog altyd 'n atleet wat soos die rekord soek, soos ek jaag dit nog altyd. So ek het op 'n mate gedink soos okay, ja, die is die groot een waarvoor ek wil gaan. Maar my coach is baie, hy het baie selfvertroue en hy het baie vertroue in my. En as hy vir my sê, hoorie, ek dink jy kan hierdie rekord spring, dan is my kop geset daarop, want ek vertrou hom 100%. So, dit is van net so iets wat gebeur het, en ons het net kliphard gewerk daarvoor. Ons het net nie regtig gedink dit gaan so vinnig gebeur nie, maar ons is baie bly daaroor. As jy nou weer teruggaan na jou 12-jarige waar jy begin het, watse raad sal jy vir haar gee? En vir klomp ander jong mense, want jy is 'n inspirasie nou vir klomp mense en 'n rolmodel. Watter raad sal jy gee? Wel, eerlikwaar dink ek nie 12 jaar gaan so my sal vir enigiemand luister nie. Ek was maar 'n interessante kind. Rabadoe. Maar vir ander kinders sal ek definitief sê om net soos daai liefde vat en te dink dat die wêreld se limitations en goeders wat die wêreld vir jou sê is nie daai mikpunt nie. Soos jy kan altyd meer gaan, jy kan altyd hoër gaan, jy kan altyd verder gaan as wat jy dink en as wat die wêreld dink. So ek sal maar net vir 'n jong dogtertjie of seentjie sê, soos go vir dit 100%. Wees committed, wees betrokke, en as jy 'n droom het, soos gaan daarvoor met alles in jou. Soos net nie stop nie. Ons my atletiek is in wese nie 'n spansport nie, maar mense het 'n span rondom jou nodig om suksesvol te wees daarmee. Waar kom jou inspirasie van daai mense vandaan? Wie is hulle? Wie maak daai verskil in jou lewe? Ek dink dis moeilik om te pinpoint wie die belangrikste is, want soos jy sê, dit vat 'n span om 'n atleet groot te maak en om 'n atleet te bevorder. So vir my is daar soveel mense in my lewe wat 'n verskil maak en wat my help. My ouers is 'n baie groot deel daarvan, en my familie en my afrigter, maar dan is daar ook soveel ander supportive mense, my agent, my Athletes Academy, maar ook soos soveel atlete wat ek al ontmoet het en mense wat ek al ontmoet het wat so groot inspirasie is en vir my soveel raad gee wat net in my kop bly. So ek dink dis moeilik om te sê ja, hierdie persoon is die key persoon. Ek kan niks sonder hierdie persoon doen nie, maar ek weet eintlik nie waar ek sal wees sonder al daai mense nie. So Wat lê volgende voor vir Ansumay? Waarna mik jy? wel, Maandag vertrek ek Amerika toe vir die onder 20 wêreldkampioenskappe. Ja. So dit is ons groot fokus en ek werk baie hard om reg te wees daarvoor. So ek wil maar net ek is nie gemik op 'n spesifieke hoogte vir daai dag nie. Ek wil maar net vir Suid-Afrika trots maak en wys dat ek dit kan doen en ek kan bereik wat almal dink ek kan. So ek wil maar net myself gaan trots maak en my land gaan trots maak. Ons ons is klaar trots op jou. Absoluut. Absoluut. Baie dankie dat ons by jou kon kuier vanmôre. Alle sterkte. Vlieg veilig Maandag, hou links, gaan regs verby. Ons hou jou Boer verby. Ons hou jou dop in Amerika en ons is op al ons duime hou ons vir jou vas. Baie dankie julle. Nou ja, dis Ansumay de Beer, ons rekordhouer wêreld, ja, een van die dae. Ons Afrika rekord en Suid-Afrika rekordhouer paalspring vrou. Mensig. Sy maak 'n mens trots. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan praat ons oor mense met rooi hare. Mens mag eintlik nie sê rooi koppe nie. Nee, dis nie. Rooi hare.